hele wese op die oomblik, en daarom vra ek Here, bly U die woord bedien, sodat elke woord wat uitgaan, diep in elkeen se hart kan gaan vas lê en groei. In Jesus naam, amen. Ek het vergeet om iets te meld. Lorraine het verskoning gemaak dat hy nie kan wees vandag nie. En dan gaan ek sommer live nou vir Johan sê. Baie geluk met jou verjaarsdag, Johan. En ek gaan die gemeente vra om verder vir hom ook te sing. Wees geluk, lieve maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hoerai! Hoerai! Dankie julle. Ek gebruik vandag 2 skrifgedeeltes, Hebreërs 7 vers 1 tot 3 en die volgende stukkie wat ek gebruik is Psalm 23. Ek gaan julle 'n kansie gee om net daai boetjies te kry. Hebreërs 7 vers 1 tot 3. En jy. Amen. By Elsa het hom. Amen. Zelda het hom. Nog baie het hom, maar kan nie hoor wie praat dan. Amen. Dat Freddy het hom. Ok. Het julle dit? Die Here het vir my so 2 weke gelede tema gegee vir die woord. En dit is toe Hebreërs 7 vers 1 tot 3. En ek gaan kyk toe na die tema wat die Here vir my gegee het in die woord. En ek kry dit nie gekoppel nie. Ek weet die tema kom van die Here af en ek weet die woord kom van die Here, maar hierdie mense sukkel nou om hierdie koneksie te maak. En so Vrydagoggend sit ek die kettle op die gasstoof, nou wag ek, gas vat ons 'n bietjie langer, daar staan ek en wag. En ek weet my woord is onvolledig, daar kort iets, maar ek weet nie wat nie, en ek vra die Here, help my, julle weet mos ek hou daarvan om as ek 'n Nuwe Testament het, maar daar Ou Testament bylees wat dit bevestig. En ek wag. So vroeg Vrydagoggend staan ek en wag vir die ketel om te kook. En ek vra vir die Here, oor nou Saterdagoggend se uitreik. Die Here ken my hart. Ek sukkel om vir mense te gaan bid by plekke, en dis my eerlik, ek sukkel daarmee, om vir hulle te gaan bid, en hulle te bemoedig, en vir hulle te sê, hulle situasie gaan verander, maar ek weet, hulle gaan net aangaan in die situasie, so dis vir my 'n gesukkel. Nou vra ek vir die Here, nou, oor Sondag, en ewe skielik, gee die Here vir my, Psalm 23 vers 2, die eindgedeelte van vers 2. En ek is dankbaar en dis amazing toe ek nou sien hoe die Here die 2 stukke bymekaar sit, is vir my net amazing. Kan dit nie oor vertel nie. Maar kom ek lees nou eers vir ons Psalm. Nou gaan ek hierdie ook nodig. 23. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde. Hier kom my teksvers uit. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, net goedheid en guns
sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in die lengte van dae. En dan gaan ons voor ek gids, amper dink ek breek alles. Voor ek Hebreërs lees, wil ek julle wys, sien julle hierdie stoel? Met die wit lap, die goue lap, die rooi. Ons het daai stoel spesifiek voorberei. Ek wil vir julle beduie dat Jesus is hier by ons. Amen. Hy is altyd by jou. So, Amen. in die gees sit hy op daardie stoel. So jy moet altyd weet, hy is by jou. En jy moet vir hom plek berei in jou lewe. Kom ek lees nou Hebreërs 7 vers 1 tot 3. Die priesterskap van Melchisedek, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Almagtige, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem. Dit is die koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Hierdie twee heg vir my aan by mekaar dat die woord sê, Jesus is jou herder, maar die woord sê ook, hy is jou priester en jou koning. Hy is alles wat jy nodig het. So my tema, ek het nog nie my tema met julle gedeel. Gaan Jesus saam met jou? So waar ook al jy gaan hy saam met jou? Dis my vraag. Dit beteken vir my, dat as jy sonder Jesus gaan beweeg, is dit in sy wil, dat jy na 'n spesifieke plek toe gaan, of 'n sekere ding moet doen? Het jy gevra? Kan hy saam met jou gaan, daar waar jy wou wees, of gegaan het? Dis nou waar ek by Psalm 23, vers 2, die einde gedeelte, alles in Psalm 23 is seëninge vir ons, maar hier in vers 2 sê hy, lei hy my heen. En dis net hier waar my tema toe omdraai. Gaan jy saam met Jesus? Kan ek nie sien hier en daar nie. Gaan jy saam met Jesus? Elke seëning in hierdie Psalm is joune. As jy hom volg, as jy aan hom gehoorsaam is. Dit gaan baie oor gehoorsaamheid. Ek gaan nou so klein bietjie uit ons huis uit gesels. My ma is op die oomblik besig om die boek Hosea te lees. En dan sê sy my, dis erg, dis woes. Die man gaan deur baie dinge. So ek wil hê, julle moet asseblief gaan lees die boek Hosea en gaan kyk na daai man se gehoorsaamheid. God het of hom byna onmoontlike in ons oë, byna onmoontlike take en opdragte gegee. Maar hy het nie gesê, nee Here, ek gaan dit doen. Hy het gegaan en hy het dit gedoen. Gaan lees daai boek en kom sê vir my wat julle geleer het oor Hosea se gehoorsaamheid. Nou kan ek stel met Hosea, nou is ons terug by die woord. Elke besluit wat 'n mens maak, buite die wil van die Here, het 'n impak op jou lewe. En dis wreed, maar dis waar. As jy weer sien, sit jy sonder 'n huis, sonder 'n familie. En dit is nie dat die Here nie by. Die Here is altyd by jou, maar jy loop die verkeerde pad. En wat ek ook vir julle wil sê is, jy moet terugdraai na die Here toe.
As hy lei jou, soos Psalm 23 sê, lei hy jou heen. As jy nie volg waar hy jou lei nie, en jy volg jou eie kop en jy land in moeilikheid, kan jy terug gaan na hom toe. En jy kan vra vir vergifnis van jou sonde en jou ongehoorsaamheid. En wat ek hier wil sê is, as hy sit, as die Here sit, en hy gee nie vir jou, as hy nie gaan nie, as hy jou nie lei nie, as hy sit, moet jy sit, en wag vir die antwoord, jy moet op hom wag vir die antwoord, jy moet op hom vertrou, en hy jou die regte pad sal lei. Al lyk dit verkeerd in ons mensebrein, al dink ons, maar dis te woes, ek kan nie dit doen nie. Bid, vra, wees gehoorsaam. Die Here sal jou nooit verkeerd lei. As hy 'n opdrag vir jou het, maak seker jy volg, jy luister die regte stem, en nie die bose se stem nie, dan volg net waar Jesus jou lei. Vir die Here is enigiets moontlik, al kom jy nou uit die rofste stuk van jou lewe. Hy sal jou tree vir tree terugbring. En wat ek hier geskryf het is 'n stukkie wat ek vir myself gegee het, jare terug, wat ek op my rekenaar geplak het om te sien. Ek moet elke dag dit sien. Al het ons niks, maar ons het die Here, dan het ons alles. So moenie kyk na die ouwe langsamse Mercedes-Benz. As jy 'n karretjie het wat kan ry, dankie Here. Ek sê altyd, dit is nie, vir iemand anders is dit nie dalk grand nie, maar vir my is dit die beste. So ek sê dankie, ons moet dankie sê vir alles. En dan wil ek ook sê, ek wil julle challenge, eintlik, uit 24 uur, hoeveel tyd spandeer ons in gesprek met Jesus? En hoeveel tyd gebruik ons om met mekaar oor die woord en oor Jesus en oor ons geloof te gesels? Ons hoef nie by die kerk, net by die kerk oor God en alles te gesels wat hy is nie. Gesels orals met hom, gesels orals oor hom. En waar jy oor God gaan gesels, bemoedig jy iemand. En dan ook, luister jy as hy jou wil lei, volg jy waar hy jou wil lei. As Jesus opstaan, en hy sê, volg my, volg jy hom? En weet jy volg die regte stem? En dan is vir my belangrik dat ons elkeen moet weet, ons behoort aan die Here. Alles wat ons het, alles wat ons is, kom van die Here af. Ons is sy kinders. Is Jesus die eienaar van jou lewe? Daar's 'n keuse wat jy moet doen. Jy moet kies om hom te volg. As hy jou lei, hy gaan nie jou aan die hand gryp en sê, kom nie. Hy sê vir jou, volg my. En as jy terugdink aan waar Jesus die vissermanne gesê het, volg my. Toe sê die een, maar ek wil eers my pa gaan begrawe. Toe sê hy, los die dooies vir die dooies, volg jy my. So as die Here vir jou sê, los dit ding, volg my, luister. Dan sal ook 'n ander ding wat, as 'n mens Jesus volg en jy luister, plek, jy volg hom net, hier volg jy hom 'n bietjie en daar volg jy hom 'n bietjie. Wat gebeur met ons lewens? Plek is ons lewens 'n chaos. Want hier het ons gevolg, toe dit goed gegaan. Toe dink ek, kan self. Nou volg jy nie meer nie, nou het jy chaos. So plek is almal se lewe maar 'n chaos, want jy dink, nee, ek kan nie glo dat die Here my lei om hiernatoe te gaan. En dan gebeur sulke goed. Maar ook wil ek julle bemoedig, as 'n mens moedeloos raak,
Jy kan nie meer die situasie uit jou eie, jy kan net, daar is niks meer vir jou om te doen nie, jy kan net gaan sit en sê, nou kan ek nie meer nie. As jy daai plek is jy eintlik op die regte plek. Want dan gee jy jou lewe oor aan Jesus en sê, ek kan nie meer nie, asseblief help my, ek sal U volg. En dit is wanneer ons lewens begin regkom. Ekskuusie. Dit is ook belangrik om op te let nou, as jy van hier af jy besluit, ek volg nou vir Jesus. Ek gee my hele lewe in sy hande. Moet jy ook jou familie in sy hande gee, jou kinders, jou finansies, jou voertuig, jou huis, alles moet jy in Jesus se hande gee. En dan mag jy nie inmeng nie. Jy moet sy leiding volg en jy moet gaan waar hy jou lei, doen wat hy sê. 'n Mens bid vir kennis, jy bid vir insig, jy bid vir wysheid. Jy werk aan jouself. Ja, ons almal werk aan onsself en hoekom werk ons aan onsself? Want ons wil vrug dra. Die Here vra dat ons moet begin vrug dra, dat ander mense van ons kan sien, aan ons kan sien, dat Jesus deel van ons lewe is. Hulle moet van die vrug kan geniet. Soos jy na plek draans maar nog min vrug, hier en daar is daar 'n tak wat die verkeerde vrugte dra, dis so, en dan kap die Here daai takkie af en dan is ons lewens maar bietjie eina, want dit gaan, dan word ons net beter. Dit verbeter ons nie. Wanneer jy meer vrug begin dra, dan kom jy al nader en nader aan Jesus en hy help jou, jy word meer soos hy en jou vrug word dan soos wat Jesus vir die mense gewees het of was. Dit is die regte woord. Hy sal nader aan deurskyn in jou lewe. Hoe? Galasiërs 5:22. Met liefde. Liefde gaan deurskyn in jou lewe, die blydskap, die vrede, die lankmoedigheid. Ons moet nie so vinnig geërg nie. Die vriendelikheid, almal rondom jou moet kan sien, jy straal vriendelikheid uit, nie net vir naastes nie, maar vir almal om jou. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Partykeer moet ons net op ons lippe byt. Want dan wil 'n wrede woord uitglip, dan beheer jy jou lippe, dis selfbeheersing, en jy sê nie daai woord. Dalk 'n woord wat iemand sou seermaak, dalk 'n woord wat uitglip as jy jou vinger of jou toon gestap het, maar ja, dis selfbeheersing, om nie ander mense om jou seer te maak. Maar jy kan die waarheid vertel, maar in liefde. En ek dink, Marcus is 'n goeie voorbeeld, hy en sy familie. Sorry Marcus, maar ja, wat jy hier vanoggend gesê het, en al die liedjies wat ons gesing het, is net amazing hoe God dit alles bymekaar sit. In elk geval, as jy Jesus volg, Marcus volg Jesus. Nou, wat doen sy familie? Hulle volg hom, want hulle volg Jesus. As hy Jesus volg, volg sy familie hom. En net so met almal se families, as jy die Here volg, en jou familie, binne gesin, buite familie, as hulle begin sê, hoekom is jou lewe so geseën? Dan kan jy mos vir hulle sê, maar dis wat ek doen, en volg wat ek doen, en dit julle sal dieselfde voorspoed hê. Soos wat ons in Psalm 23 gesê, gegaan het, waar 'n stukkie wat sê, lei hy my heen. As alles wat verder, al die seëninge wat verder in Psalm 23 is elkeen sin om te hê, as jy Jesus volg, waar hy jou lei. En dan,
Okay, hier's 'n rolle stukkie, maar ek dink, dit moet seker hier wees. Moenie wag dat iemand jou sal help nie. Help jouself. Die krag en autoriteit is reeds binne in jou. Jesus het dit reeds vir elkeen van ons voorsien. Toe hy aan die kruis gaan sterf het, sy bloed en sy liggaam gebreek en gestort is, was die prys betaal. En Jesus het in die woord gesê, julle sal meer autoriteit hê as wat ek nou het. Ons moet dit net gebruik. Jy moet binne soek. Dis voorsien. Verniet. Moenie kyk na talente en gawes van ander mense nie. Jy moet jou eie gawes en talente ontgin binne jouself. Elkeen is uniek geskape vir spesifieke doel in God se koninkryk. Moenie vaskyk teen die odds nie. Kyk na binne en soek die doel van jou lewe binne jouself. Jou blydskap, die blydskap van Jesus is binne jouself. Alles wat God en Jesus en die Heilige Gees vir jou het hy reeds vir jou gegee. Jy wil dit ontvang, jy moet begin om op te staan in autoriteit, dit te begin gebruik en te sê, ek volg die Here, ek behoort aan die Here, en ek sal hom volg al die dae van my lewe, tot die laaste tree toe, want dan, as ons oorstap uit die aardse en die ewige, is ons waar ons destination is. Nee? So wat ons intussen in hierdie lewe moet doen, is ons moet begin om die vrug van die Gees te dra. Mense moet kan sien, ons is kinders van die Here en ons moet nie stil bly oor die feit dat ons Jesus volg nie. Ons moet vir almal wat wil luister en hoor, ek weet nie van julle nie, maar julle kan dit nou beamoen. Partykeer kom iemand by jou en jy vra een vraag. Dit het gister gebeur. Ons was vinnig toilet toe, want ons moes toe garage toe ry om badkamer toe te gaan, want die apteek vra R5 per persoon om te gaan wee. En ek wee not by the 3-3, toe ry ons nou. Ons is daar binne by die badkamer, en hier kom 'n vrou in, en ek weet nie wat maak vir my vrou. Mooi aangetrek, maar ouma in sy met badkamer. En ek sê, are you going to a funeral? Ja, sê sy. En toe gesels ek met haar, en ek gee haar drukkie, en ek sê vir haar, baie sterkte, ons glo en Jesus sal met julle wees. Sy sê, thank you very much. En ons los toe die sleutel, met net so sleutelhouer daarvan, dat sy julle moet dit mag gaan teruggee, want ons moet terugkom by ons uiteraard. Maar ja, ek bedoel, die Here lei jou. So, as jy nou gevoel kry om iets vir iemand te sê, nou die lelike is, jy kry gevoel om iemand te bemoedig, of net te praat. Die Here sal die res doen, jy moet jou mond oopmaak. So ek het aanvanklik baie min gepraat, en toe kry ek baie woorde. Althans, toe maak ek my mond oop. So julle, volg Jesus. Volg altyd Jesus, moet nooit opgee nie. En dan land jy in 'n moeilike situasie. Bid, nie ophou nie, hou aan Jesus vas. En dit is my woord vir vandag. Amen. Amen.